Voel dit ook vir jou of hierdie tyd tussen Kersfees en Nuwejaar 'n baie lui tyd is? 'n Tyd wat 'n mens so half nog met 'n vol mage rondlê by die huis en al die kos van Kersfees is nog nie eers opgeëet nie. Maar dit is 'n lekker rustyd en dit is 'n stil tyd. Wat maak ons met die stil tye in ons lewe? Liewe vriende, baie welkom by ons laaste erediens van 2025. Ek hoop dat jy hierdie ervaring ook soos elke ervaring geniet en die teenwoordigheid van die Here ook beleef daar waar jy op jou eie ook so na hierdie video kyk. Ons sien uit na volgende jaar 2026 met 'n nuwe jaar vol nuwe uitdagings en nuwe dinge wat ons ook so saam hier op ons aanlyn platform kan kuier. Ons wêreld word gekenmerk aan die vinnige pas waarteen ons jaag om dinge gedoen te kry. Ons het almal sperdatums of betaaldatums wat ons in gedagte moet hou, of teikens wat 'n mens moet bereik by die werk, dinge wat klaar moet wees. Saam met die groot druk van die samelewing om te presteer en weelde en rykdom te versamel, maak dit ons hele lewe eintlik 'n konstante gejaag is, gejaag na al die dinge waarby ons moet uitkom. En ek dink dit is wat hierdie tyd van die jaar vir ons so besonders maak, want dit is 'n tyd wat ons net so klein bietjie 'n breek kry van die ratreis waarmee ons besig is. Dit is 'n stil tyd wat ons net weer bietjie kan mens word. In 'n gesprek met iemand so 'n week of 2 terug, praat ons oor die effek van die Kersseisoen op 'n mens se gemoed en die gevoel van alles. So amper asof hierdie tyd vir party mense kan voel of dit 'n magiese tyd is. Die waarheid is, en jy sal dalk nou met my kan saamstem, dat die feestyd, na die feestyd, wanneer die kalender nou weer draai en ons begin daar in Januarie, die uitdagings wat ons gaan hê presies dieselfde lyk as die uitdagings wat ons agtergelos het toe ons die kantoordeur agter ons toegetrek het. Net omdat ons hier by die 31ste Desember kom en die volgende oggend staan ons op en dan is dit die 1ste Januarie of jy wag die 1ste Januarie in, beteken nie dat al ons probleme nou op 'n magiese manier verdwyn het nie. Wanneer ons terug gaan werk toe, dan gaan hierdie uitdagings maar presies dieselfde lyk. Maar die verskil is dat ons 'n bietjie kon rus, dat 'n mens met nuwe oë na hierdie uitdagings kan kyk. Dat die tyd wat ons hier gehad het, al is dit dan nou net tussen Kersfees en Nuwejaar, vir ons kans gegee het om ons energie te versamel en weer net die bul by die horings te pak in die nuwe jaar in te gaan. Ons het die afgelope week Kersdag gevier en wanneer ons so saam dink oor die geboorte van Jesus Christus, dan lees ons gewoonlik uit die evangelies uit. Een van ons gunsteling is die evangelie volgens Lukas. Nou soos wat die evangelies Jesus se geboorteverhaal vertel, weet ons eintlik maar bitter min oor die dae in die jare na sy geboorte. Behalwe vir Matteus wat net vinnig vir ons noem dat Jesus en sy ouers na Egipte toe gevlug het, is Lukas die enigste ander evangelie wat vir ons iets van Jesus se kinderdae vertel. Hy het 2 verhale of 2 momente uit Jesus se kinderdae uit wat hy vir ons vertel. En ons gaan vanoggend een van hierdie oomblikke saam lees. Ek lees uit Lukas 2 uit, van die verhaal van Jesus by die tempel. Jesus se ouers het elke jaar vir die fees van die Pasga na Jerusalem gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle oudergewoonte vir die fees daarheen gegaan. Na afloop van die fees het hulle teruggekeer, maar die kind Jesus het sonder sy ouers se medewete in Jerusalem agtergebly. Omdat hulle gedink het dat hy elders in die reisgeselskap was, was hulle reeds 'n dag lank op pad voordat hulle hom onder die familie en die bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie,
het hulle teruggedraai na Jerusalem om hom te gaan soek. Na 3 dae het hulle hom op die tempelterrein gekry, waar hy tussen die leermeesters sit en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat na hom geluister het, was verstom oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle baie ontsteld. Sy moeder sê toe vir hom, kind, hoe kon jy so iets aan ons doen? Kyk, jou vader en ek het angstig na jou gesoek. Maar hy antwoord hulle, waarom het julle na my gesoek? Het julle nie geweet dat ek met die dinge van my vader besig moet wees nie? Hulle het egter nie verstaan wat hy vir hulle gesê het nie. Toe het hy saam met sy ouers vertrek en in Nasaret aangekom, en hy was gehoorsaam aan hulle, maar sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Jesus het steeds wyser en al hoe meer volwasse geword en toegeneem in guns by God en onder die mense. Hierdie is die enigste kanonieke verhaal van Jesus as 'n jong seentjie, en dit word slegs hier in die Lukas Evangelie vir ons vertel. En Lukas wil hierdeur beklemtoon dat Jesus selfs as 'n jong kind of as 'n kind wat volgens die Joodse tradisie nou oorgaan in volwassenheid uit, alreeds volwasse was. Soos ons op Kersdag weer die aankondiging ook van Jesus se geboorte gehoor het, hoor ons 'n paar parallelle met die Ou Testament en Ou Testamentiese karakters. Ek dink sommer onder andere aan Hanna en Elkana met die geboorte van Samuel. Die parallel met Samuel se verhaal en Jesus se verhaal lyk weer so. Weereens wil Lukas, soos hy in Jesus se verhaal vertel, ook hier met die tempel gebeure, Jesus wat daar agterbly, ook 'n parallel trek. Maria se loflied wat ons in Lukas 1 kry, stem baie ooreen met Hanna se lied wat sy sing in 1 Samuel 2. Hanna het Samuel aan die Here opgedra, soos wat sy beloof het. Samuel is later deur Eli, 'n priester in 'n tempelagtige omgewing grootgemaak, en Eli was so half Samuel se surrogaatvader. Hanna en haar man het jaarliks na die tempel gegaan om hulle offer te bring, soos wat die gewoonte was vir Jode, en die kind Samuel het gegroei en in guns vermeerder by God, sowel as die mense. Ons lees dit in 1 Samuel 2 vers 26. So ons hoor hoe Lukas hier probeer om 'n klomp parallelle te trek ook met Samuel se verhaal. Josef en Maria het die wet baie getrou nagevolg. Mens kan hulle verseker beskou as meer konservatiewe Jode. Daar was op daai stadium al Jode gewees wat nie so getrou al die Joodse rituele en so onderhou het nie, wat nie getrou gebly het daaraan om aan al hierdie vereistes te voldoen nie. Hiervolgens het hulle ook getrou gebly aan die vereistes vir 'n Joodse seentjie wat hier op die ouderdom van 12, 13 in 'n oorgangsfase is wat nou reg is vir volwassenheid. Na die geboorte verhaal van Jesus maak Lukas dan nou so 'n 2-jaar sprong in Jesus se lewe in, na Jesus as 'n 2-jarige seentjie toe Josef en Maria hom na die tempel toe gevat het om hom op te dra aan die Here, ook 'n gebruik vir die Jode. Ons lees dit in Lukas 2 vers 22 tot 40. En in hierdie verhaal reis Josef en Maria na die tempel om hierdie ritueel nou te onderhou, en daar ontmoet hulle dan vir Simeon en Anna, en hierdie 2 karakters prys Jesus vir sy groot almag en sy krag as die Messias wat gekom het om sy mense te verlos. Dan maak Lukas weer 'n groot sprong in Jesus se lewe, die keer 'n 10-jaar sprong, en ons is nou waar die verhaal wat ons vandag gelees het, waar Jesus 12 jaar oud was, en Josef en Maria gaan weer na Jerusalem toe om die Pasga te gaan vier. Nou van Nasaret, waar hulle gewoon het, tot in Jerusalem is omtrent so plus minus 100 km se reis, wat hulle moet ondergaan, en dit is 'n duur en 'n tydsame proses vir hulle om al die pad van Nasaret af terug Jerusalem toe te gaan.
Dit dui op Josef en Maria se toegewydheid om die Joodse wet te volg. Daar is buitebybelse bronne wat vir ons vertel dat baie Jode wat so ver van Jerusalem afgebly het, nie hierdie rituele onderhou het nie, omdat dit vir hulle net bloot te onprakties was om 3 keer 'n jaar tyd te vat, weg van die werk af, weg van hulle huis af. Dit kos hulle geld om te gaan. So hulle het nie elke jaar al hierdie feeste bygewoon nie. Maar Josef en Maria, hulle was ernstig, hulle het die ekstra myl geloop. Dan hier in Jerusalem speel hierdie gebeure af wat ons vandag gelees het. Na dit maak Lukas dan sy laaste sprong in Jesus se verhaal tot in Jesus se volwasse lewe, waar hy op die ouderdom van 30 dan sy publieke optrede begin. Wat ek vandag wil hê ons oor moet dink of moet raak sien, is nie dit wat ons lees nie, maar juist dit wat ons nie lees nie. Dis Jesus se stiltye. Wat gebeur in hierdie tye tussenin waar Lukas hierdie spronge maak, die dinge wat nie in die teks staan nie? Die beroemde komponis Claude Debussy het iewers geskryf, die musiek is nie net in die note nie, maar in die stiltes tussenin. Ons is partykeer geneig om ongemaklik te wees met stiltes. Dis vir party mense 'n bietjie makliker as vir ander, maar die meeste van ons vul graag 'n stilte. As die huis stil is, dan sit ons die radio aan of ons speel musiek, net so bietjie daai stilte te breek. As 'n mens in 'n gesprek is met iemand en die gesprek taam so half af en dit raak stil, dan begin 'n mens hierbo in jou files en jou kop soek na nog iets waaroor 'n mens kan praat. Ek weet, ek is nogal daaraan skuldig dat ek in tye wat ek nie regtig iets het om te doen nie, verveeld is, dalk soos wat 'n mens in 'n ry sit en wag by 'n dokterspreekkamer of so, maklik my foon uithaal en op sosiale media te scroll, net om die ongemak van daai stil sit 'n bietjie meer draagliker te maak. Stilte kan moeilik wees. Ons vul dit graag. Amper soos wat 'n tannie eendag vir Rachmaninov gesê het, die groot pianis en komponis Rachmaninov vertel van 'n keer wat hy 'n klavier uitvoering gehou het, en dit was nog redelik in sy vroeë dae toe hy nog nie so bekend was nie. En hy het begin met 'n Beethoven sonate wat baie stiltes in die musiekstuk het, lang ruspauses. En gedurende een van hierdie lang ruspauses buig die tannie so vooroor en sy tik hom op sy skouer en sê vir hom, Hartjie, speel eerder vir ons iets wat jy ken. Daar is 'n ongemak met stiltes, met 'n gewag. Ons is nie goed met dit nie. Ons staan vandag stil by die amper 30 jaar van stilte in Jesus se lewe, waarvan ons nie lees nie. Maar daar in die verhaal wat ons gelees het, is die sleutel hoe ons dit moet verstaan. Wat in Jesus se stil jare gebeur het, word vasgevang deur die woorde, die kindjie het gegroei en sterk geword, en hy was vol wysheid en die genade van God was op hom. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem. Dis vers 40 en 52. Wat lê agter hierdie woorde? Kragtige woorde wat hierdie 30 jaar van Jesus se lewe voor sy openbare bediening vir ons beskryf. Die kindjie het gegroei en sterk geword, en hy was vol wysheid, en die genade van God was op hom. As ook, en Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei, en in guns by God toegeneem. Dink nou aan hierdie 30 jaar van Jesus deur die lense van hierdie woorde. Kan jy dit indink hoe wonderlik dit is dat ons as gelowiges mag glo dat die almagtige God, die skepper van hierdie heelal in al sy majesteit, onder ons kom woon het as 'n mens? Kan jy jouself verbeel dat God in sy menslike vorm
as een van ons hier speletjies in die strate van Nasaret gespeel het? Kan jy jouself verbeel dat Jesus gehardloop het totdat hy uit asem was? Of sy knie 'n nerf afgeval het? Kan jy jouself verbeel hoe Jesus die vleesgeworde woord homself verdiep het in die woord van God daar in Nasaret se sinagoge? Ons glo en bely dat God mens geword het. En dit is 'n gedagte wat ons so baie goed ken, maar verstaan ons soms werklik die diepte van dit, wanneer ons sê God het mens geword? Sien ons die kant van God se menswees in die alledaagse lewe raak? Soos 'n ma wat hom moes aantrek en moes bad en op 'n stadium moes voer. 'n Ma wat hom as 'n jong seentjie aangemoedig het om vrugte te eet en om meer water te drink. 'n Ma wat hom moes herinner om uit die hitte van die hoogson te bly en ook herinner om 'n ekstra kledingstuk aan te trek wanneer dit vir hom koud word. Kan jy God as een van ons sien, as een wat saam met Josef as sy vader gelewe het, 'n vader wat hom berispe het toe hy in die tempel agtergebly het om by ander en vir ander te leer. 'n Vader wat hom waarskynlik die vaardigheid van 'n skrynwerker aangeleer het. Kan jy jou verbeel hoe Jesus moes treur oor die dood van sy aardse vader? Hoe hy dalk uitgeput geraak het deur die familiebesigheid aan die lewe te hou en die groot verantwoordelikheid om te sorg vir die res van die familie terwyl hy homself as 'n rabbi bekwaam het. Waarskynlik alles hiervan en nog baie meer alledaagse gewone gebeurtenisse het stadig omvou in hierdie stilte wat ontbreek tussen Lukas 2 en Lukas 3. Die stil jare van Jesus het baie te vertel ook oor hoe God werk. Daar word baie keer gesê God omhels en heilig elke oomblik van ons lewe. Elke oomblik van die gewone alledaagse lewe. Daarmee word bedoel dat God dinge soos skottelgoed was heilig en rommel uitneem. Wiskunde en taal, huiswerk wat ons moet doen en selfs die uitdagings wat ons in ons gesinne of by die werk het, word deur God geheilig. En dit is in hierdie stil tye wat God met ons besig raak. Daar waar ons nie 'n noemenswaardige vooruitgang beleef of beduidend kan sien hoe ons besig is om vordering te maak nie. Mens beleef mos maar sulke tye in jou lewe waar jy voel dat jy eintlik maar net op autopilot is en jy gaan nou maar net aan met dit. Maar as 'n mens na 'n ruk terug dink oor alles wat gebeur het, dan sien jy dit het nie net stil gestaan nie, daar het tog 'n stuk groei plaasgevind. God werk met ons in ons stil tye. Deur die gewone alledaagse dinge groei ek en jy verstandelik en liggaamlik en neem ons in guns by God en die mense toe. Daardie stil jare van Jesus het God in Jesus die meerderheid van die tyd op aarde deurgebring om uit te vind wat dit beteken om 'n gewone mens te wees. Daar is 'n boodskap hier vir elkeen van ons wat lewe in hierdie tyd. 'n Tyd wat, soos wat die mense dit in Engels beskryf, 'n tyd van quick fixes of 'n instant computer kind of world, wat ons in gedagte hou wanneer ons in hierdie week voor 2025 aanbreek, ook in die versoeking kom om weer groot nuwejaarsvoorneme te maak en te vinnig weg te wil spring en dinge aan die gang te kry. Hierdie sogenaamde stil jare tussen die belofte en die waarwording van dit, sê duidelik vir ons, God werk, dinge gebeur. Daarom dat daar staan, die kindjie het gegroei en sterk geword, en hy was vol wysheid en die genade van God was op hom. Onthou altyd, God is aan die werk, nooit met 'n sogenaamde quick fix nie. Maar agter die stilte is die klanke van die stilte, naamlik God wat stadig maar seker dinge
laat groei en in ons guns laat toeneem. Hierdie week tussen Kersfees en Nuwejaar is vir ons 'n stiltyd, die spanning tussen die oud en die nuut, 'n tussenruimte of 'n oorgang van een ding na 'n ander. En dit is die belofte vir hierdie Sondag na Kersfees, wat ons weer net moet hoor, terwyl ons wag vir 2026. Dit is die belofte. God is teenwoordig ook in ons stiljare, terwyl dinge stadiger groei. Liewe vriende, die goeie nuus is nie dat Jesus eendag begin preek het nie, maar dat hy vir 30 jaar lank gewag het. 30 jaar van groei, 30 jaar van gewone dae, 30 jaar waarin God stil maar werklik aan die werk was. En juist daarom kan Jesus vandag ook by jou wees in jou wag en in jou stilte en in jou alledaagse lewe waar die groei stadig plaasvind. Miskien is dit die uitnodiging vir hierdie week tussen Kersfees en die nuwe jaar, nie om meer te doen nie, maar om meer raak te sien. Om te vertrou dat God ook so in hierdie tyd met ons werk, wanneer daar niks dramaties gebeur nie. Wanneer daar net verbygaan en groei stadig is en ons hoor die uitnodiging dan ook opnuut hierdie tyd. Wees stil en weet, ek is die Heer. Wanneer jy die nuwe jaar instap, mag jy onthou, God is nie net in jou hoogtepunte van 2026 by jou nie, maar ook in die herhaling van die lewe, die routines, die wag en jou groei ook, wat jy eers later gaan raak sien. Mag jy leef met die rustige vertroue dat God reeds ook so in jou besig is met jou proses en teenwoordig is in jou stiljare. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, U wat nie net in donker en in vuur praat nie, maar ook in die fluistering van stilte. Ons kom nou na U toe met ons lewens soos dit regtig is. Dankie dat U in Jesus Christus nie die gewone lewe vermy het nie, maar dit self geleef het. Dankie vir 30 jare vir groei wat stadig gebeur het, vir wysheid wat gevorm is in die ritme van 'n alledaagse lewe. Here, U ken elkeen van ons wat nou op die drempel van 2026 staan, tussen oud en nuut, tussen wat was en wat kom. U ken ons verwagtinge, maar ook ons vrese. U ken die dele van ons lewe waar dit vir ons voel asof niks gebeur nie. Leer ons om juist daar te vertrou, om te glo dat U ook werk wanneer ons dit nie kan sien nie, om te glo dat groei plaasvind selfs wanneer dit stil is. Here, seën die gewone dae wat voorlê, die werk wat wag, die verhoudings waarin ons leef, die roetine wat ons dra. Heilig dit alles met U teenwoordigheid. Mag ons soos Jesus groei in wysheid, groei in genade en toeneem in guns by U en by die mense. En wanneer ons hastig raak, Here, wanneer ons ongeduldig word, bring ons terug na hierdie waarheid, dat U God is, dat U teenwoordig is en dat ons in U ook mag rus. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die een wat ons stilte ken en ons lewe dra. Amen.